My naam is Jannika en op die 29ste Mei 2025 het 'n storm my getref. Ek en my man John is al so 3 jaar getroud en laas jaar Maart April maand het ons besluit ons wil begin probeer swanger word. Ons het 'n paar maande gesukkel en probeer en met 'n paar uitdagings is ek toe in Desember laas jaar gediagnoseer met PCOS. Wat basies beteken dat ek sukkel om te ovuleer elke maand en dit maak die proses om swanger te word moeilik. Nadat ek gediagnoseer is ek op behandeling gesit, min wetend wat sou voorlê. Aan die begin van hierdie jaar is ons tema by die kerk ook aangekondig, sy glorie, my storie. En ek het vir die Here gesê dat hy asseblief my storie moet gebruik tot sy glorie, maak nie saak wat dit behels nie. In Mei, die 12de Mei, het ek uitgevind dat ek swanger is. Baie onverwags, ek is al van Maart maand toe af swanger, en dit was by 'n GP besoek vir 'n medical clearance, want ons sou die otter gaan stap het. Baie opgewonde het ons hierdie storie aangepak. Ek het so 'n paar dae daarna het ek 'n scan by my GP gehad en alles het oukei gelyk. Ons sou dan oor 2 weke 'n verdere sonar hê by die ginekoloog. Vreeslik opgewonde het ons die nuus met ons familie en vriende gedeel. Versigtig optimisties, maar baie opgewonde, want uiteindelik is ons gebed verhoor en ons kon nie blyer wees nie. 2 weke later by die ginekoloog se afspraak, ek onthou nog ons het gestap in die gang af, op pad na die spreekkamer toe. En ons het verby die fertiliteitskliniek geloop en ek het vir die Here gesê, baie dankie Here, dat ons nie hierdie pad hoef te gestap het nie, dat ek natuurlik kon swanger ook. Ek was so dankbaar. Ons het ingestap by die spreekkamer, ons het gaan sit, die dokter het met ons gesels, en toe dit tyd was vir die sonar, toe het sy vir my gesê, ek is so jammer, daar is nie 'n hartklop nie, dis 'n miskraam. Dit was 'n baie groot skok, dit is glad nie wat ons verwag het nie, en my verstaan van 'n miskraam was nie dat alles oukei lyk, want 'n kollega van my se vrou het 1 jaar voor dit 'n miskraam gehad en sy het gebloei en hulle het gejaag hospitaal toe en ek het glad nie dit ervaar nie, so ek het nie verstaan wat dit beteken nie. Nietemin 4 dae later moes ek ingaan vir 'n skraap. En ek kan net met my hele hart getuig dat iets wat vir my die grootste storm van my lewe so ver was, waar dit gevoel het asof my boot veronderstel is om te sink, dat die Here my so bedien het in daai oomblikke, dat ek nooit gevoel het dat ek oorweldig is deur die storm nie, dat ek regtig die hele tyd gevoel het, hoe hy vir my 'n bonatuurlike vrede gee, ten spyte van die golwe wat slaan om ons. Ek het nooit gevoel dat ek gaan verdrink nie. Hy het regtig vir ons kom joy gee, kom vrede gee ten spyte van die seer. Want die seer was daar en dit was baie. Dit is steeds, maar die Here bly so goed en getrou in dit alles en ek kan regtig net getuig dat hy nie net kan maak dat jy loop op die water wanneer daar 'n storm is nie, maar dat hy jou kan help om te dans op die golwe wanneer daar 'n storm was. Daar was 'n storm en ek was in die storm, maar my God was by my in die storm.